Ons is deur al die saligsprekinge, en die saligsprekinge het elke disipel. En elke disipel is elkeen van ons wat sê, ons wil die Here volg. Ons wil in Jesus se voetstappe volg, ons wil wees soos wat hy gewees het op die aarde, lyk soos hy gelyk het, en hy was ons voorbeeld wat ons gestel is. Nou kom ons aan die einde van waar al die saligsprekinge afgehandel het. Nou sê hy eintlik, wat is die effek wat jy moet hê? So die saligsprekinge het direk ons karakter aangevat. Ons gesê, jy moet ons karakter lyk. En nou gaan hy oor na, wat is die effek van iemand wat hierdie karaktereienskappe openbaar. En ons praat van sout van die aarde, lig van die wêreld. Matteus 5 vers 13 tot 14. Dan sê hy daar, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Alright. So baie kwai skrif, want dit raak twee aspekte aan, sout en lig. En hy sê, julle is. So elke disipel, elke volgeling van Christus moet hierdie karaktereienskappe of hierdie goed binne hulle hê. As jy 'n Christus karakter het, moet jy hierdie goed hê, en dan is daar ook hoe jy dit moet gebruik. Want hy praat van, jy is die sout van die aarde, maar as die sout laf word. So as kind van God, moet jy sout wees. Maar daar is baie min mense wat baie keer regtig nie sout is. So wat beteken dit? As jy nie sout is nie, of die sout verslaan, dan sê dan het dit geen nut nie. Niks moet dit doen. So dan verloor jy die effek wat jy het. Maar dieselfde met die lig. Dan praat hy van 'n stad wat bo op 'n berg is, kan jy nie wegsteek nie. En as jy onthou van die gelykenis wat hy vertel het van die lamp, dan sê hy, jy sit nie daai lamp of daai lig onder 'n maatemmer. So, as jy die lig van die wêreld moet wees, help dit nie maak daai lig toe. Die lig is juist daar, dat almal dit kan sien. So kom ons gaan kyk bietjie in diepte na dit. Gedurende die afgelope paar lesings is ons toegerus in die beginsels van 'n Christus karakter. Matteus 5 vers 1 tot 12. Gee Jesus vir ons 8 voorskrifte vir die leefwyse van 'n ware disipel. Dit is opvallend dat Jesus ware geluk met al 8 karaktereienskappe in verband bring. Dan volg sy lering onmiddellik op met die effek wat so 'n Christus karakter op die mense en wêreld rondom hom sal hê. En as ons hierdie effek met een woord mag opsom, dan kan ons Matteus 5 vers 13 tot 16 saamvat met die woorde invloed of beïnvloed. Met ander woorde, wie ook al die standaard gaan uitleef na wat Jesus vir 'n ware disipel se invloed daar gestel het, sal sout van die aarde en lig van die wêreld wees. So heel eenvoudig. As jy jou Christus karakter, dit wat die Here van jou wil hê, uitleef, die koninkryk van God binne in jou uitleef, gaan jy moet 'n invloed hê en jy gaan mense moet beïnvloed. Dis hoe dit werk. Jy moet dit doen, want dit is jou roeping. Jy kan nie vir dit wegkry nie, eintlik mag jy nie vir dit wegkry. Want wat is die opdrag wat Here Jesus ons gee? Ons praat van die groot opdrag. Maak disipels van mense gaan. Gaan dan heen
en maak disippels en leer hulle alles wat ek jou geleer het. So het Jesus ons hierdie ding in ons het begin gesê, dit is sy eerste openbare boodskap. Sy eerste teaching. So het hy dit geleer? Verseker. Moet ons dit leer? Verseker. So dis hoekom dit so belangrik is. En as jy dit gaan leer, gaan jy mense se lewe beïnvloed of 'n invloed hê op die omgewing en die mense rondom jou. Right. So dit beteken dat elke Christen bewustelik of onbewustelik 'n effek sal hê op ander mense of die omgewing rondom hom. Die lewensverhaal van Dr. Andrew Murray leer ons dat sy lewe so groot invloed op sy familie gehad het, dat 5 uit sy 6 seuns predikante geword het, en 4 van sy dogters met predikante getrou het. Verder het 10 van sy kleinseuns ook predikante geword, en nog 13 ander kleinkinders sendelinge. Nou, as jy nou na so ou se verhaal kyk, dan sê okay, was hy sout en lig? Ja. Definitief. Want ek meen, as dit tot op daai punt kom, moes daai 'n radikale impak, nie net in sy familie nie, maar almal en alles, en ek meen, almal van ons ken seker vir Andrew Murray. Die jongens van die Isa toe, maar hy het in juist het altyd so blok geskryf. Ja, maar daar, Jy al gehoor van Andrew? ja, ons het al video's gekry. Jy sien. Jy al gehoor? Okay, hy sien, hy is op Nee. maar gaan Google hom. Dis Of van chat, wat ook al hom. Van chat, chat. Maar, ek meen, hy is nou dood. Maar, ek meen, hoeveel van ons sit hier so, en ek meen, hy is al, hoe lang terug dood? En ons weet nog steeds wie is Andrew Murray. So, wat se invloed het daai gehad? Dit was sout en lig. So ons as mense moet verstaan dat ons nie kan losmaak van kontak met ander mense rondom ons nie. Die vraag is egter, wat is die invloed van ons lewe op die lewe van almal wat met ons in kontak kom? Hieruit leer ons dat elke mens daagliks besig is met die vorming van of my eie of iemand anders se karakter ten opsigte van die ewigheid. My lewe kan dus iemand anders se lewe ten goeie beïnvloed vir die ewige lewe, of my lewe kan nadelig wees vir iemand anders se ewige lewe. Watter beïnvloedingsfaktor is jy? Dis die vraag. En jy moet mooi verstaan. Baie keer dink mense, of baie keer word ons gekondisioneer, dat ons moet by die kerk, met mense dit, by die kerk dan praat ons oor. Hierdie is hoofsaaklik buite die kerk. Want ek meen, as jy by 'n medegelowige kom, jy kan hom stig, dis verseker, jy kan hom beïnvloed hê, verseker. Maar die invloed wat jy op so 'n persoon wat like-minded is, gaan hê, is redelik skraal, as ek dit so kan sê. Maar met daai mindset is dit eintlik sleg. Want as jy, kom ons sê, jou van 60 kom al by jou deur aan, en hy's 10 minute laat of 'n halfuur laat, nou is jy half opgeklits. Want ek meen, jy wag nou al en ek meen, hulle het gesê, en so 'n hele scenario nou behandel jy daai dalk sleg. Dalk sit nie as jy skuld nou, wat ons kon sê, hoekom is jy nou laat? En kyk hoe mors jy my tyd, of wat ook al en blablabla gaan. Bottom line is, wat se invloed het jy op sy lewe gehad? Positief of negatief?
Want onthou net, die invloed wat jy as koninkrykskarakter het, is met almal met wie in kontak. Dit verander die prent, dit verander bietjie ons denkwyse. Hoe lyk dit as ons met enigiemand in kontak? Nie net die heilige ou wat ons dink is heilig of die ou wat jy ken. Onthou net, jy kom in kontak met mense wat jy ken, mense wat jy nie ken nie, mense wat jy dalk net een keer in jou lewe sien. Los jy sout en lig in daai persoon se lewe. Dit draai die scenario bietjie na 'n ander rigting. Want dit weerspieël eintlik hoe ons lewe lyk. Want as kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Man en 'n vrou het groot striweling hier in die huis, is pad van mekaar. Mekaar praat doodmaak. En op daai oomblik klop jy aan die deur die dominee of die pastoor. Hy kom nou huis besoek toe. En dan ewe skielik sê, dominee, welkom in ons huis. Liefie, gaan jy vir ons koffie maak? Jy hoor wat ek sê? Nou ewe skielik is jy die lig van die wêreld. Maar nou was jy nie. Dis nie hoe dit moet wees. Maar baie keer is dit die mindset van mense, as jy hierdie bekende ou kry, of 'n persoon, dan is jy die perfekte disipel. Dan is jy die beste sout en die skerpste lig. En as skoons daar verbyloop met jou geld skuld of wat by jou gesteel het of wat jy jou geskel het, kyk, dan skakel jy die lig af. En jy bêre die sout in die kas. Dan het die sout laf geword. Maar jy hoor wat ek sê. Ja. Die kruks van hierdie saak is, jy moet altyd, dit moet deel wees van jou karakter. Dit moet jy wees. Dit moet wees wie jy is. Met wie jy aanraak. Want die Here het mense beïnvloed. Of hy nou by die vrou by die put was, of hy by die tollenaar in sy huis gesit het, en selfs wanneer hy by die fariseer gesit het. Hy het nie gechange nie. Een evangelie gehad. En hy het sout en lig gewees waar hy kom. Maar nou ja, kom ons gaan verder. Uit Jesus se woorde is dit duidelik dat 'n koninkrykskind nie die wêreld reflekteer nie, maar die wêreld moet beïnvloed. In Johannes 17, 15, 16 en vers 18 bid Jesus die volgende woorde. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. Ai, hoeveel Christene wil net fly away. Ag, die Here raap ons net hier weg. Trouens het jy hierdie gaan mors uit. En dan as jy hoor wat bid die Here, dan bid hy. Jy moet hulle nie uit hierdie wêreld uit wegneem, maar dat U hulle van die bose bewaar. So Here, terwyl hulle in die wêreld is, laat hulle sout en lig wees, dat hulle beïnvloed, maar dat hulle nie beïnvloed word nie. Dis wat Jesus sê. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So jy is in die wêreld met 'n rede. Daai teks wat voor jou inry, jy's vir 'n rede daar. Jy's vir 'n rede by die swermlid wat van die pad af is. Want as niemand anders terug om gaan beïnvloed nie. Dis hoekom jy daar is. Dis hoekom ek daar is. Ons moet so inlig wees. Ons moet die beïnvloeding doen. Want sodra die rol omdraai en hy beïnvloed jou,
dan sy karakter beter as joune. Nie ten goeie. Dink bietjie so daar. Dan doen hy sy job beter as jy. Ja, want dat werk vir jou negatief. Presies. En as jy so daaraan dink, dan is dit bietjie bad. En ons almal val vir dit, ons kan nie so staan en sê, ons is so heilig nie. Baie keer is die wêreld se duisternis bietjie harder as jou liggie. Dan lyk jy dan naderhand soos hulle, dan beteken dit sy beïnvloeding is beter as jou beïnvloeding. Ja, dis dieselfde ding met groepsdruk dan. Presies. Ja, selfs ding soos wat in al die skole waar die kinders dit dan net doen. So, is dit daar selfde ding waar daai ou, in steede van dat jy die lig is en die uitstraal en Jesus uitleef nie, gaan jy maar saam met die res om aan hierdie kwanshuis die vrede te bewaar en alles. En soos jy sê, hy beïnvloed jou eintlik negatief, maar sy beïnvloeding werk dan beter as wat jou werk. Presies. So, alhoewel ons in hierdie wêreld leef, behoort ons nie meer tot die dinge en sisteme en koninkryk van hierdie wêreld nie. In 1 Johannes 2:15 staan: moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. So, dis nogal harde woorde daai. Sodra jy die wêreld lief het, sodra jy die duisternis lief het, sodra jy die sisteme in die plek lief het, dan sê jy, dan is die liefde van die Vader nie. So, dit wys jy, dit gaan alles oor karakter. So, dit gaan nie oor 'n metode nie. Dit gaan nie oor ek skakel iets aan nie. Dit is wie ons moet wees. Dit moet deel wees. Dit moet, as jy daar kom en jy voel en in jou gees nie dadelik voel hierdie bots, dan moet jy dadelik weet, gaan ek beïnvloed of gaan ek beïnvloed word? Dis die bottom line. So wat se karakter gaan wen? En ek meen, sodra jy optree in die lig, dan gaan jy as oorwinnaar uitstaan. Want die duisternis kan nie lig oorweldig nie. Lig dryf duisternis uit. Alright. Is dit nie maar die plek waar Satan ons lam lê nie? Dit is so. Solank as wat ons die wêreld en sy dinge liefhet, sal ons lewe die wêreld reflekteer en nie beïnvloed nie. Matteus 5:13 staan: julle is die sout van die aarde. As die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Ons as kerk het 'n mandaat van God om die wêreld ten goeie te beïnvloed, en in hierdie mandaat gebruik Jesus 2 metafore: sout en lig. So, elkeen het spesifieke karaktereienskappe en ons kyk daarna. Met nadere ondersoek van hierdie 2 tipes, sien ons dat hulle albei 'n positiewe uitwerking op die lewe het, maar dat hulle verskillende karaktereienskappe besit. Hierdie verskillende karaktereienskappe veroorsaak dat hulle verskillende effekte op sekere omstandighede in die wêreld het. So, sout en lig, en partykeer is dit nie noodwendig so dat jy albei kan wees. Jy as karakter moet albei wees, maar die effek gaan nie noodwendig albei gelyk kan werk. En ons gaan nou kyk hoekom. Dus kom ek sê, in jou karakter as Christen moet jy sout en lig wees. Maar jy moet kan onderskei wanneer moet jy watter effek gebruik. En ons gaan nou kyk hoekom. Wat doen sout? Sout bestry agteruitgang of verval. Lig bestry duisternis. So,
Kom ons vat 'n lekker een, biltong. Hoekom sit jy sout op biltong? Dan vrot die vleis. So, maar kan jy sout op vrotvleis op? So dat help niks van vrotvleis. Alright, julle verstaan nou waarna toe ek gaan met die effek. Sout werk om iets te preserve, om biltong. Jy gooi die sout daar, jy kan die biltong berg, onthou. Maar jy kan nie die biltong op die vleis net as so sit en nie sout op gooi nie, maar dan word dit vrot. Maar sout het geen effek op vrot biltong, op vrot vleis. Want dan is dit klaar. So sout moet voor die tyd kom. Want sout bestry agteruitgang of verval, lig bestry duisternis. Alhoewel albei ten doel het om agteruitgang en die verval van die wêreld te werk, het elkeen 'n unieke doel. Die wêreld benodig sout omdat dit korrup is, die wêreld korrup is. En die wêreld het lig nodig omdat dit in die duisternis is. Die wêreld in die duisternis is. En dit alles omdat die wêreld besmet is met die dodelikste virus van alle virusse, ons praat van die virus van sonde, wat geensins genees kan word sonder die hulp van God nie. Die bloed van Jesus is die enigste geneesmiddel teen sonde. In Romeine 3, 23 tot 24 staan, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy, met ander woorde, God se genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Die boodskap van Jesus is 'n boodskap van verlossing, vrymaking en oorwinning. En deur dit uit te leef en aan ander mense voor te hou, sal mense bewaar word van die gevolge van sonde. Vers 13 en vers 14 begin almal met dieselfde woorde. Julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. In beide verse is die voornaamwoord julle uitdruklik wat ten eerste letterlik beteken julle is die enigste sout en julle is die enigste lig van die wêreld. Dit beteken dat elkeen van ons sout moet wees en dat elkeen van ons lig moet wees. Die gedagte wat Jesus hier tuis bring, is dat die verval van die wêreld nie vertraag sal word nie en die duisternis in die wêreld nie verlig sal word nie. So met ander woorde, as ons praat van hierdie wêreldse stelsel, as jy hom net los, gaan hy nie gesond word. Die enigste ding wat hierdie stelsel kan beïnvloed, is elke kind van God. Dit is nie omdat die wêreld nou in sonde verval is en alles, hulle gaan almal bekeer tot die Here kom. Dis hoekom jy hulle die kerk nodig het. Want 'n sondaar gaan nie tot bekering kom as daar nie iets is wat hom kan laat bekeer, as daar nie 'n woord uitgaan, as die Here nie met hom ontmoet nie. En ek meen die Here sê daarom gebruik hy sy kerk. Wie is sy kerk? Hierso sit sy kerk. En sy kerk sit oral. En hulle moet sout en lig wees. As jy hierso uitstaan en jy kom in aanraking met iemand wat in hierdie wêreld se stelsel is, dan moet jy sout en lig wees. Jy moet beïnvloed. Dit is jou doel. Maar jy kan nie beïnvloed as die sout in jou afgeword het. Met ander woorde, jy kan nie daai ou beïnvloed as jy optree soos hy optree. Soos Tannie nou gesê, as jy val vir die groepsdruk, dan kan jy vir die ou sê, jy is verkeerd nie. Dan sê jy ook, jy doen nou wat ek doen. Dan verloor jy jou effek.
Alright. Alvorens God se kinders, sout van die aarde en lig van die wêreld is, kyk dit is om dit te werk. Hoe ironies. Dieselfde mense wat deur die wêreld verstoot en vervolg word, is die wêreld se enigste hoop. Nou hierdie laaste saligspreking. Vervolging. Ek praat van die wat vervolg word, die laaste een. So, die wêreld gaan jou vervolg, en dan bied jy vir hulle die antwoord. Jy bied hulle die genesing. Jy bied hulle die verlossing. Maar hulle jou doodmaak. So dit is eintlik ironie, as jy mooi dink. Jy is die antwoord vir sy vergifnis. Want die antwoord is binne in jou. Maar hy wil jou doodmaak. Maar jy is omdat jy die sout in die lig leef daarom verlei. Tweedens, dui die hele op die meervoudsvorm. Dit is nie net enkelinge wat vir hierdie taak geroep word nie, maar die hele kerk. En daar het jy onderstreep. 1 korrel sout, sê Fekkus min, maar 'n klompie korrels maak 'n groot verskil. Net so sal een ligstraal se lig nie so helder skyn nie, maar 'n paar strale saam vorm 'n helder lig. Naas die hele is daar ook 'n boodskap met die is. In ander woorde, julle is, so die is dui op eienskap eerder as taak. En so julle nou gesê, dit is nie iets wat jy gaan, kyk, hier wat ek moet ons sout wees, waar is my soutpot, laat ek 'n klompie sout van gee. Dit dui op eienskap. So met ander woorde, jy is dit moet deel wees van jou. As jy aankom, kom sout aan, kom lig aan. En nogal interessant, hoekom is dit deel van my eienskappe, veral die ligdeel? Johannes 1, Johannes eerste hoofstuk, staan, in die begin was die woord was by God, dan gaan hy so en dan praat hy van, en hy was die lig van die wêreld. So, as hy in jou woon, dan moet jy lig wees, want die lig woon in jou. So as die lig in jou woon, dan help dit nie, jy sit 'n skerm oor jou, jy sê, moet skyn. Jy moet nou net nie buitekant. Nee, jy moet skyn. Alright. So kom ons kyk. Maar met ander woorde, om sout en lig te wees, is nie primêr wat ons doen nie, dit is wie ons is. Alright, so dit beklemtoon maar net jou karakter, deel is van jou karakter. My leefwyse, my bestaan, my karakter, moet die verval en die duisternis teewerk. Kolossense 1 vers 13 verklaar, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou met na my bekering in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So Jesus is die ware sout en die ewige lig. En omdat hy nou in ons woon, kan ons die wêreld beïnvloed. Ons is nou God se sout om die wêreld se verval te werk en ons is nou God se lig om die waarheid te openbaar. Daarom mag ons nie meer soos die wêreld lyk nie, maar moet ons die wêreld deur Christus beïnvloed. So,
Wat beteken dit om sout en lig te wees? So kom ons kyk. Praat 'n bietjie oor sout. In die Romeinse tyd was sout so waardevol dat soldate dikwels daarmee betaal was. Alright, so eerste ding, sout is waardevol. Punt nommer 2, sout is wit wat op reinheid en suiwerheid van hart dui. Sout gee smaak. Ek meen, almal van ons weet as jy kos maak, gooi jy sout by. Want dit gee smaak. Sout brand as dit in 'n wond kom. Wat doen sout nog? Sout maak jou dors. As iemand jou geloof en jou vertroue in God sien en besluit om Jesus as verlosser aan te neem. So sien julle eintlik hoe kosbaar is dit en hoe kwaai is dit? Want as jy die sout van die wêreld is en iemand begin daai sout te eet, dan outomaties gaan hulle begin dors raak vir die woede. En ek meen, presies, hoeveel keer dan deel jy met iemand, dan sê hulle wil nog hoor. Praat met my, jy kry genoeg. Ek meen, veral as jy getuienis deel. En die ander ding is, sout brand as dit op 'n wond kom. As jy net die woord deel, en iemand het 'n seer plekkie of ietsie wat hulle wegsteek, dan brand dit 'n bietjie. Want dit bring genesing. Dis hoekom hulle praat van ou wonde, geestelike wonde. As jy die woord vat, ja, dit maak seer. Sê, die meeste mense sê, ons moenie die ou wonde oopkrap. Die woord sê, weet jy wat? Ons moet daai wonde krap, maar ons moet ook sout opgooi. Ja, moenie die wonde oopkrap en dit ook los nie, en dan gaan dit vrot word. Maar gooi sout op, want dit moet genees. Jy kan nie gewond, as kind van God, gewond deur die lewe gaan. Maar jy kan dit ook nie net oopkrap en ooplos nie, jy het nodig om die sout oor te gooi, sodat jy kan heel word en gesond word. Alright, al hierdie voordele van sout is reg, maar die hoofsaak waarna Jesus hier verwys, is die vermoë wat sout het om te preserveer of te bewaar. Ons as Christene behoort 'n preserverende invloed op 'n steeds afvallige wêreld te hê. En as ons dit nie gaan doen nie, waarmee sal daar gesout word? Hoekom? Omdat dit net God se teenwoordigheid in ons is wat hierdie wêreld kan bewaar. Elke geesvervulde Christen word die plek waar God regeer. Die koninkryk van God is in ons, omdat God se Heilige Gees deur ons regeer. Kyk, volgende een, lig. Jesus roep ons verder om die lig te wees. Waar die werk of die effek van sout verborge is die effek van lig sigbaar. Sout werk onsigbaar, terwyl jou lig openlik skyn. Sout werk binne, maar die lig straal na buite. Sout is die indirekte invloed van ons karakter, wat uitgedruk word deur hoe ons leef, terwyl lig die meer direkte invloed is, wat ons verbaal kommunikeer. Sout kan korrupsie verhoed of teewerk, maar kan nie korrupsie wat reeds daar is verander nie. Lig verander korrupsie, deurdat dit die valsheid en die verkeerde verlig. In Handelinge 1 vers 1 sê Lukas dat hy aan Theophilus skrywe aangaande die dinge wat Jesus gedoen en geleer het. Jesus se bediening was gekenmerk deur sy aksies en sy dade. In 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 staan, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het,
en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. God se kinders moet God se lig en waarheid aan hierdie wêreld verkondig, sodat sy waarheid die duisternis kan teewerk. 'n Stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Net so kan 'n mens wat in God se koninkryk leef, nie verborge bly nie. Voordat lig enige effek kan hê, moet dit eers skyn. So, Jesus beklemtoon ook 'n gevaar. In Matteus 5 vers 13 die B-gedeelte sê: Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Baie van die sout in Palestina was gemeng met gips en ander minerale wat die sout waardeloos gemaak het. Wanneer sulke sout in 'n huishouding ingekom het, was dit op die loopareas uitgegooi, omdat die plante daarvan sou vrek as dit daaroor uitgegooi word. Enige onsuiverheid sal die werking van sout negatief raak. As ons onsuiverheid kompromieer, sal ons nooit die wêreld suksesvol kan beïnvloed nie. Net so het lig ook 'n gevaar. Anders as sout kan lig nie sy natuur verloor nie, maar 'n versteekte lig het geen effek nie. Ons kan vir God se koninkryk nie veel beteken as ons die lig in ons wegsteek nie. Alright. Wat is die doel hiervan? Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Die doel om sout en lig te wees is nie om eer aan onsself te gee nie, maar om God te verheerlik. Al ons goeie werke moet God se liefde, goedheid en genade uitlig. As mense ons eer vir wat ons doen in plaas van om aan God die eer te gee, is die klem te veel op ons en steel ons God se eer. Hoe lyk ons effek op ander mense se lewens? Amen. Hoeveel bladsye? Gaan ons ook probeer deurtrek. Dis nie baie bladsye wat jy is. Kom ons kyk of ons klaar maak, anders gaan ons as julle nog reg. Ek kan julle vra dan wat julle wakker op. Nie nou slaap nie. Ek sê reg, hoor. Ja. Nee, okay, dan is ons lekker. Alright. Kom ons kyk. Geloof sonder aksie is nutteloos. Ek weet dan nie gaan nou slaap nie. Alright. As ons gehoor het, moet ons doen. Jesus se boodskap in die saligsprekinge is 'n boodskap van selfondersoek, en in Hebreërs vind ons 5 waarskuwings aan die toehoorders wat intellektueel oortuig was dat Jesus die Messias is, maar hulself nooit voluit aan hom verbind nie. So hierdie is baie belangrik om nie net te hoor, want jy kan dit in jou kop verstaan. Jy kan die Here uitredeneer en jy kan 'n intellektuele Christen wees, maar dan gaan jy nooit die effek hê. Alright, so kom ons kyk.
In Matteus 7:21 sluit Jesus sy voorskrifte vir 'n koninkryksleefwyse af met die woorde. En ons kom nog daarby, soos ons hier deur Hoofstuk 5 gaan. Maar hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy, die individu, wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Dit was Sondag se boodskap. By ons kyk. Of by die gemeente Pretoria. Ek wil net, ek het nie nog ander publisiteit voor is. Ja. So jy sal op YouTube gaan kyk. Hieruit sien ons dat kennis alleen nie genoeg is nie, maar God soek daders, en Jakobus praat ook daarvan. Mense wat hulle self verbind tot sy wil en dit met geloof uitvoer. Vers 24 sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my, met ander hierdie bergprediking luister en dit doen, die daders, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Uit hierdie skrif is dit duidelik dat slegs daders van God se woord hulle lewe op die rots is. Matteus 7 vers 6 en 27 sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. In Hebreërs vind ons sulke mense. Hulle het nie net alles gesien wat Jesus gedoen het nie, maar hulle het sy woorde gehoor en niks daaromtrent gedoen nie. In Hebreërs 2 vers 1 tot 4 vind ons God se eerste waarskuwing. Moenie die boodskap van Jesus verontagsaam nie. Daar lees ons in die vers. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. So, as dit onwankelbaar was, al hierdie goed wat die Here gespreek en dit nog bekragtig is deur die apostels wat dit verkondig het, deur die wonders en die tekens wat plaasgevind het, dan sê hy, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Met ander woorde, as ons nie doen wat hy sê. Die woord daarom aan die begin van hierdie hoofstuk het twee funksies. Dit bind die vorige boodskap met die heilige woorde. Dit dui op die noodsaaklike verband tussen dogma en uitvoering of praktyk. So, aksie moet altyd volg op die aanhoor van waarheid. Dit is baie belangrik hier. Aksie moet altyd gevolg word met die aanhoor van waarheid. So, moenie spring vir elke Jan Raak in sy maat en vir elke storie, want dan kan jy val vir groepsdruk.
spring vir die waarheid. Wat is waarheid? God se woord is waarheid. So as jy iets hieruit lees, en jy doen dit nie, dan het jy 'n probleem. En ek wil dit so verkondig. Mense reageer partykeer impulsief op die woord van ander mense. En mense is altyd agterdogtig as dit by God se woord kom. Dis baie skerp. Ja. Ek meen, ek het al vir julle gesê daai tyd in die mentorgroep dat ek met die doop wees en wat ek vir gesê. En julle sal nie glo hoeveel mense het gesê wie ons wil dink oor die saak. Of nee, ons kan nie dit doen nie, want dit gaan teen ons paradigma. Maar ek meen, dit staan daar, sê, jy sien ek wat dit sê, dis die woord van God wat dit sê, dis die waarheid. Maar as Paulus sê, wie wat jy weet, jy hoef nie die ontvanger dit te betaal, of jy hoef nie dit te doen. Ja, nee, dit is 'n goeie idee. Val hy kontant, ons verklaar dit nie. Steek dit nie onder weg. En dis nou grant. Ons sal luister na dit. Jy hoor wat ek sê. Maar as die waarheid kom, dan is ons agterdogtig. En dit maak nie sin. Dit moet vir 'n kind van God die teenoorgestelde wees. Maar net praat nou so, toe sy daar by die skool was, toe speel hulle een of ander sataniese band se liedjie. Sy het opgestaan en geloop. As sy sê die vir mense het gebly sit. Maar as dit by God se woord kom in die kerk, jy word bietjie gekonfronteer, staan iemand maar vinnig op, laat sy kyk te op. Nee, gaan nie staan vir hierdie nie. En hy praat van die waarheid, hy praat nie van as die ouer ons het praat. Jy praat nie van waarheid. So, aksie moet altyd volg op die aanhoor van waarheid. Jakobus 1:22, en daar is hy vers, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Met ander woorde, as jy weet wie Jesus is, en as jy weet dat hy is wie hy gesê het hy is, moet jy des te meer ag gee op wat jy gehoor het, sodat jy nie miskien wegdrywe nie, of verlore raak, soos die Hebreërs sê. Die woord wegdrywe bedoel God soos 'n ring wat uit 'n vinger glip, soos 'n skip wat uit die hawe wegdrywe. Die gedagte hier is nie dat iets van ons af wegdryf nie, maar dat die wat hoor en nie doen nie, sal wegdrywe uit die veilige hawe van God af. Right. So dis nie dat die woord van jou wegdrywe nie, dis eintlik jy dryf van God af weg. In Lukas 6 het ons gesien dat daar 2 huise is. Die huis wat aan die daders behoort en die huis wat aan die nie-daders behoort. Let op, albei groepe het gehoor, albei groepe bou 'n huis. Net die een groep se huis bly staan. Hebreërs 2 vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, hoeveel te meer nie die woorde van Jesus self nie. Wat was die woorde van engele? Handelinge 7:53. Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. Die wet is die woord wat deur engele gespreek het. En in Galasiërs 3:19 verwys dit direk na Jesus. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad, wie is die saad? Dis Jesus. Onthou julle die saad wat hy gesê het van Eva, jou saad sal kom. So praat hy weer totdat die saad
wie die beloftes gedoen is, met ander woorde, wie het die belofte gedoen aan Abraham, aan jou saad en jou nageslag, sou kom. En dit is deur engele beskik deur die tussenkoms van 'n middelaar. Die punt wat God met hierdie waarskuwing wil maak is, as die mense wat onder die wet gelewe het, verantwoording moes doen vir die nalating daarvan, sal elkeen wat gehoor het van hierdie groot geleentheid tot verlossing in Jesus en dit nie uitvoer nie, ook God se oordeel teen hulle sien. Alright. Twee waarskuwing. Die tweede waarskuwing wat ons in Hebreërs sien. God vermaan ons om nie traag te wees nie. Hebreërs 6 vers 11 en 12. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Ywer, wat die teenoorgestelde van traagheid is, dui op die toepassing van dit wat hulle gehoor het. Slegs diegene wat toepas wat hulle gehoor het, sal geestelik volwasse word en so erfgename van God se beloftes wees. Baie belangrike feit. Baie mense hou van geestelike traagheid. Ag, jy weet, ons sal nog daar werk. Daar's nog baie tyd. Jy weet, om my lewe nou reg te kry. Ons kom daarby. Dis traag. Dit beteken jy weet eintlik nou iets, maar jy stel dit uit. Die woord sê, hy gebruik hy woord en ons het nou gelees, jy moet ywer. Met ander woorde, as jy weet wat jy moet doen vir die Here, gaan doen dit. Moenie uitstel nie, moenie wag nie. Doen dit. Want jy weet nie hoeveel tyd het jy, maar as jy traag is, beteken dit jy stel dit uit. Dus kom maar by. Ek sal nog vergewe, weet ek nog 'n bietjie daaroor dink. So 3 jaar slaap daaroor. Here sê nie. Moenie traag wees nie. Die derde waarskuwing. As ons in sonde bly leef, nadat ons van Jesus se verlossingswerk gehoor het, is daar niks meer wat God vir ons kan doen om die hel en die oordeel te ontvlug nie. Nou hierdie ene is worst case scenario. Hierdie is worst case scenario. En mag nie een van ons wat hier sit ooit dit beleef. Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Ons kom nou net uit Paasfees uit. Dit was die volmaakte offer en ek neem aan baie predikante het daaroor gepreek. Die sonde van die wêreld het om neergekom en die prys vir dit betaal. So hy sê hierso, as jy opsetlik sondig, as jy weet is verkeerd en jy gaan doen dit, daar's nie nog 'n prys, daar's nie nog 'n lam om te betaal. Daar's nie nog 'n kruisiging wat gaan plaasvind. Daar's niks wat gedoen kan word om daai opsetlike sonde vir jou te betaal. So indirek, ek weet nie of hy dit daar sê, of ons gaan dit nou daar lees, indirek, as jy gaan en jy sondig opsetlik, sê dit wie wat ek kruisig Jesus vir 'n tweede keer. En dis radikaal, dis hoe ek sê, moet nooit
eers daaraan dink en moenie daar kom. Bewaak jou hart meer as alles teen hierdie ding. Moenie opsetlik sondig. Opsetlike sonde is gedragssonde, as ook sonde wat ons doen deur 'n besluit daaroor te neem. Daar is geen groter lig as die van Christus nie. Daar is geen verdere verlossingsplan. En as ons nie soos verlostes begin lewe nie, kan God ons nie verder help nie, maar veroordeel ons self. Moedswillige sonde kruisig Jesus 'n tweede keer. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. So, hierdie is gevaarlike terrein. En ek meen, dit beteken, ek weet nie, ek het dit al gehoor, nie mense hier nie oor die TV, dus mense wat sê, hulle was Christene gewees, en dat hulle so wrok opgebou teen die Here, dan draai hulle word hulle 'n ateïste. En dan haat hulle eintlik God met alles binne hulle. En ek weet, ek weet nie of hy 'n Christen was ooit in sy lewe nie, maar ek weet ek het al 'n video gekyk van Christopher Hitchens. Ek dink ek sê dit reg. Hy is 'n ateïs en ek het nog nooit 'n ou gesien met soveel haat teenoor God. So, en ek meen hy is dood. En toe vra hulle vir hom, maar wat gaan jy doen op sy sterfbed? Sê vir hom, wat gaan jy doen? Jy is besig om te sterf. As jy jou oë oopmaak en jy kyk in Jesus gesig was. En hy sê, ek meen, was hoeveel keer daar. Toe sê hy arrogantig en hy vir hom sê, ja, ek was die beste ateïs gewees wat geloof het. Ek meen, daar is geen meer prys wat vir haar ou kan betaal. Want ek meen, as hy weier, so hierdie laaste ene mag niemand ooit daai punt bereik. Want dit is die point of no return. Baie gevaar. As ons aanhou om te leef, soos ons geleef het voordat ons Jesus gehoor het, verklaar ons valslik deur ons optrede dat Jesus se bloed nie genoeg krag het om ons te verlos. Die 4de waarskuwing: moet God nie afwys terwyl hy met jou praat. Hebreërs 12:25. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy in die hemele spreek. Lukas, ons is amper klaar. Is julle nog met ons? Laaste 2 bladsye.
Lukas 19 vers 10 sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dis nie God se wil dat enige mens verlore sal gaan nie. Ons hoor vandag hierdie boodskap. Daarom mag ons God nie afwys nie. So as die Here met jou praat, moenie sê gehoor. As sy woord tot jou hart spreek, luister daarna en doen dit. 5de waarskuwing. Hebreërs 3 vers 7 tot 11. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Moenie jou hart verhard, terwyl God besig is om jou uit Egipte na Kanaan te lei nie. Dit neem Israel 40 jaar om die beloofde land te bereik, omdat die volk teen God opgestaan het. Hulle het hom verwyd vir hulle toestand in plaas van om hulle harte te deursoek. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. God wil ons na die plek lei waar ons rus sal hê. Hy begeer dat elkeen van ons gelukkig sal wees. En hierdie is 'n belangrike waarskuwing. Want baie mense sukkel om eintlik oorwinning in hulle lewe te kry, omdat hulle in hierdie woestyn bly, soos die volk Israel. Die volk was 40 jaar in die woestyn, en ek weet julle ken die geskiedenis. Baie mense sukkel vir jare en jare om oorwinning of verlossing te kry, as gevolg van hierdie toestand. En ons noem dit 'n toestand van 'n verharde hart. En ek weet dit gaan gepaard met trots. So, omdat hulle nie God vertrou het. Want wat gebeur? Toe hulle die reëse sien in die groot en magtige stede, toe kyk hulle nie op hulle groot en magtige God. Hulle kyk op wat voor hulle is met hulle oor. En 10 uit die 12 sê, ons gaan dit nie maak. Hoe sê hulle, ons is soos mure in hulle oor. Want hulle het gekyk na hulle eie krag teen hulle vyand en nie hulle God se krag wat gesê het en hulle beloof het om hulle dan te doen. So wanneer jy jou oë van God afhaal en jy kyk na jou probleem, dan gaan jy in hierdie toestand verval. Alright, so dis die 5de waarskuwing. Kom ons kyk, en ons sluit af op die laaste bladsy. Salig is die wat, gelukkig is die wat, hulle afhanklikheid van God erken, arm van gees. Salig is die wat, daagliks ween oor hulle swakhede en hulle sonde. Salig is die wat tref. Salig, gelukkig is die wat sagmoedig is en hulle wil volkome aan God se wil onderwerf, sagmoedig is. Salig is die wat hulle ambisie en hulle lewensdoel, die koninkryk van God gemaak het, deurdat hulle honger en dors na sy geregtigheid. Salig is die wat barmhartigheid en genade aan ander mense bewys, omdat hulle die genade verstaan wat God aan hulle bewys het, die barmhartig is. Salig is die wat streef na 'n rein hart,
wat sy hart bewaar deur die ingeplante woord, want uit die hart is die oorsprong van die lewe. Salig is die vredemakers, die wat vrede maak tussen homself en God, ander en God, en mens teenoor mens. Die laaste ene van die saligsprekende is vervolging en belediging, en kwaadsprekery sal verdra, ter wille van Jesus wat nou binne in ons bly. Salig is die wat God se woord hoor en doen, want hulle as sout en lig